Matteus 10 vers 8 sê, maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Dit is wat Jesus gedoen het, terwyl hy op die aarde bedien het. Hy het dooies opgewek, en hoe groot was die vreugde wanneer 'n dooie opgewek word. Die dood hou 'n boodskap van finaliteit in vir 'n mens. Wanneer 'n mens hoor, iemand is dood, aanvaar 'n mens, dit gaan nou maar so bly, dit moet nou maar so bly. Of 'n plant het dood gegaan, jy moet hom nou maar vervang met 'n ander plant. Maar die dood hou 'n boodskap in van finaliteit. Dit maak ons nie eens verder iets probeer nie. Dood maak het 'n mens net dood aanvaar, terwyl 'n mens dit nie hoef te aanvaar nie, want die Here Jesus het self gesê, wek dooies op. Die dood kom in verskeie gedaantes, nie net in 'n mens se liggaam nie. Die dood kan kom in 'n mens se huwelik. Die dood kan kom in jou maatskappy. Die dood kan kom in 'n verhouding tussen 'n vader en sy seun. Die dood kan kom tussen 'n werkgewer en sy kollegas. Die dood kan op so baie maniere kom, maar die goeie nuus vandag is, jy kan iets daaraan doen. Wek dooies op. Dit is wat die Here vandag vir ons sê. Moenie sommer net die dood aanvaar wat jou huwelik betree het nie. As jy weet, my huwelik is besig om te sterf, staan op, vat verantwoordelikheid, weier die dood in jou huwelik, bestraf die dood in jou huwelik, en praat met jou huwelik. Bid oor die huwelik, maar praat ook met die huwelik, en sê vir die huwelik, ek wek jou op, in die naam van Jesus Christus. Baie keer beleef 'n mens die hartseer van dood wat intree in menseverhoudinge. Dat ouers hulle kind nie meer wil sien nie, of 'n kind nie sy ouers wil sien nie. Daar was teleurstelling gewees, daar was skade gewees. En 'n mens stel dit nie belang om verder 'n verhouding aan die gang te hou nie. Hoe hartseer wanneer dit gebeur. En eers die dag wanneer daardie persoon werklik, letterlik dood is en begrawe moet word, dan is die hartseer soveel groter. Omdat 'n mens dan besef, 'n mens kon 'n situasie beredder het. Wat is jou spesifieke lewenssituasie waar die dood ingetree het? Dalk het jy 'n kondisie in jou liggaam, wat jy weet stelselmatig besig is om jou liggaam af te takel, dat die dood in jou liggaam gekom het. Dan moet jy daardie dood bestraf. Jy lê jou hande op jou eie liggaam en sê, ek wek hierdie dooie liggaam op in die naam van Jesus Christus. Dalk het jy verneem dat 'n orgaan in jou liggaam is besig om dood te gaan, om af te sterf. Spreek dit aan, wek daardie orgaan op, of dit jou lewer is, of dit 'n nier is, of dit 'n long is, wat dit mag wees. Lê jou hande elke oggend en elke aand op jou liggaam, praat met daardie nier, praat met daardie lewer, spreek lewe in daardie orgaan in wat besig is om te sterf, en sê vir hom, jy sal nie sterf nie, ek wek jou op in die naam van Jesus Christus. Jou finansiële welsyn, het dit tot so 'n mate agteruit gegaan, dat jy vir mense sê die dood is in die pot. Wel, moenie die dood aanvaar nie. Gaan wek jou finansies op, lê jou hande op jou beursie, op jou bankrekening, bid daaroor. Sê, Here, in die naam van Jesus Christus, wek ek my finansiële sake op, ek roep lewe uit oor my finansies in Jesus Christus se heilige naam. Miskien is jy emosioneel besig om dood te gaan. Miskien is jy so depressief, jy voel jy wil nie meer lewe nie. Jy het al jou entoesiasme vir die lewe verloor. Jou vreugde is daarmee heen, jou vrede is daarmee heen. Jy wil nie meer lewe nie. Moet tog net nie jou eie lewe neem nie. Dit is miskien 'n uitkoms vir jou, dis nie 'n uitkoms vir jou familie nie. Dis 'n geweldige onreg wat jy in jou familie sal doen as jy jou eie lewe neem. Dis nie die roete om te volg nie. Volg die roete van die lewe. Kom na die Here toe. Hy is die God wat lewe gee, wat lewendig maak. Wees eerlik met hom, sê Here, ek wil nie meer lewe nie, dis hoe ek voel.
Maar moenie net met hom alleen praat, jy praat met jouself. Wek dooies op. As jy voel jy's besig om emosioneel dood te gaan, spreek dit aan. Wek jouself op emosioneel, bestraf daardie swartgalligheid wat in jou gemoed is, bestraf daardie depressie. Kry mediese hulp as jy mediese hulp nodig het, kry sielkundige hulp as jy dit nodig het. Maar jy neem beheer oor jou lewe. Wek enige tipe doodsheid wat in jou lewe bestaan. Wek dit op in die naam van die Here Jesus Christus. Jou gebedslewe, is dit dood? Net jy kan dit opwek. Niemand kan jou dwing om te bid nie. Jy moet daai begeerte gaan opwek. Begin net bid. Al voel dit in die begin staties en kil en koud. En dit voel half dood. Druk net deur. 'n Ding wat 'n mens opwek, word baie keer stadig lewendig weer. Maar stadig maar seker kom daar weer lewe in. So wek dit op. Wat is dood in jou lewe? Sê jy vandag jou liefde is dood vir jou man? Jou liefde is dood vir jou vrou? Vat verantwoordelikheid. Gaan wek dit weer op. Die Bybel sê die duiwel is die mensemoordenaar. Hy het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Maar jy, die Here gee vir jou as gelowige, wedergebore kind van die Here, daardie autoriteit om dit wat dood is, weer lewendig te maak. Staan vandag op en wek op dit wat dood is. Vader, baie dankie dat U vir ons mag en gesag gee, om in die naam van Jesus Christus lewendig te maak, dit wat dood is. Ek bid vir elke een vandag wat na hierdie boodskap luister, wat vandag bely en sê, ja, waarlik waar, hierdie en daardie ding is dood in my lewe. Ek vra vandag, Here, dat die Heilige Gees oor hulle vaardig sal raak, dat hulle nou met vasberadenheid opstaan, om te gaan opwek, lewendig te gaan maak, dit wat dood gegaan het in hulle lewe. Ek bid in die heilige naam van Jesus Christus, en ek spreek oor mense uit, en hulle lewensomstandighede, lewe en oorvloed, in die naam van Jesus Christus. Amen.